Welkom terug by die groot ontbyt. Ons het vanmôre die geleentheid om weer te gesels met Johan Botschitz. Hy is natuurlik die mynkonyn by PSG Wealth Pretoria Oos. En ons selfs vanmôre met hom spesifiek oor wat dinge in die markte doen hierdie week en die reaksie daarvan. Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om op so die mekaar dag hier te wees. Is dit die mekaar dag? Baie. Ons gaan nou rigting gee. Johan, kom ons praat 'n bietjie oor die markte. Ons het nou verwys ook na in die nuus veral oor wat gebeur op hierdie stadium, die invloed op die petrolprys dalk. Wat is die invloed op die markte hierdie week gewees? Ja, ek dink dis die mekaar soos almal weet. Ek dink die groot dryf natuurlik is maar die oorlog in die Midde-Ooste wat daar gebeur en veral die invloed op die olieprys. Nee, nou die olieprys, hoekom dit nou op hierdie stadium vir ons so belangrik is ook, dit dryf alles. Dit dryf inflasie moontlik hoor. So ons gaan waarskynlik hoor petrolprys en dieselpryse kry, hoër inflasie kry. En dan natuurlik ook as inflasie opgaan, gaan ons waarskynlik nie weer rentekoersdalings kry nie. En dit was een van die groot verwagtinge wat gaan gebeur, is dat ons nog lae rentekoers hierdie jaar gaan kry. Dit het markte aan die einde van laas jaar en aan die begin van die jaar baie ondersteun. En nou lyk dit of dit waarskynlik nie gaan gebeur meer nie. Dink jy dat hierdie onsekerheid nog lank voortduur? Ek dink niemand weet nie. Nee, ek dink dit is eintlik maar die antwoord. Ek dink almal spekuleer. As 'n mens gaan terugdink ook meer as 4 jaar terug, het ons ook hier gesit oor Rusland en Oekraïne en almal het gedink dit gaan ook vinnig verbygaan. En dit is nou al langer as 4 jaar, nee. So niemand weet nie. En ek dink dit is die groot onsekerheid wat daaraan gaan. Trump sê 'n paar weke wat dit gaan wees, maar wie weet, dalk hopelik kry ons nie weer 'n Rusland-Oekraïne scenario nie. Hopelik is dit gouer as later verby, maar ek dink nie iemand kan met 100% sekerheid sê nie. Eers nie met 80% sekerheid sê hoe lank dit gaan vat nie. Die onsekerheid is nou maar 'n risiko wat 'n mens moet neem dalk. Mense hoor baie ook van 'n risk-off tipe van sentiment, soos die Engels sê, risk-off. Ja. As beleggers nou, dan moet dink, wat se praktiese implikasies het dit? Ja, so as ek net so een stapie weer kan teruggaan, as 'n mens nou net gaan kyk na risk-on, wat nou aan die einde van laas jaar en die begin van hierdie jaar was, almal was positief. Almal het gedink inflasie gaan wêreldwyd afkom, bereid om risiko's te neem. Gaan daal, almal wil risiko's neem, almal wil in die markte ingaan. Markte het rekordvlakke bereik. Nou gebeur die teenoorgestelde. Nou sê almal niemand weet wat gaan gebeur nie. Ons gaan waarskynlik hoër inflasie kry, rentekoerse gaan dalk nie afkom nie, dalk weer styg. So nou onttrek mense weer geld uit markte uit en nou wil hulle meer sekuriteit in bates gaan probeer kry wat hulle die opbrengs meer voorspelbaar is. So hulle gaan nou weer terug na langtermyn staatseffekte, veral Amerikaanse staatseffekte, die dollar. Ons sien die dollar het versterk die afgelope tyd ook nou en die goud ook nou. Nou goud is 'n interessante ding want die goudprys het die afgelope tyd baie gestyg. Ja, in elk geval. En sedert die uitbreek van die oorlog het die goudprys eintlik 3% afgekom nê. So waar mense eintlik sou gedink het die goudprys sou nou nog verder opskiet. So daar's weer 'n bietjie rotasie uit markte uit na meer veilige bates toe, ja. In sulke onsekere tye, wat is die grootste fout wat mense maak met hulle beleggings? Ek dink mense uit die aard van die saak is onseker en ek dink mense luister na gerugte of spekulasie en dan maak hulle besluite op dit, baie keer emosionele besluite op dit. Iemand sê vir jou, hoorie, maar ek weet dit gaan net 3 weke wees, dit gaan net 4 weke wees. So koop dit nou of doen dit nou of doen dit nou. En ek dink jy kan net nie op spekulasie reageer nie en jy moet baie versigtig wees die tipe inligting wat jy kry en die tipe inligting wat jy jouself aansteer, as ek dit so kan sê. Want daar kan baie spekulasie en valse inligting ook wees nie. So ek dink net bly by jou plan, bly by jou strategie, moenie te bekommerd wees nie en as jy die regte plan en strategie het, daai fondsbestuurder wat na jou fondse kyk, hy gaan buitendien proaktief optree en hy gaan klaar die regte stappe neem. Hy behoort te weet. Ja, hy behoort te weet. Ja. Maar dan moet ek jou nou vra, want jy's ook een van daai slim ouens. Jy sal vir ons dan kan sê, is daar dan nog steeds geleentheid vir beleggings in onsekere tye? Is dit dan 'n geval dat 'n mens heeltemal moet wegstap van enige belegging of enige? Nee, glad nie. Nee, ek dink daar's altyd geleenthede en ek dink as 'n mens gaan kyk wat markte oor tyd gedoen het
jy weet as in COVID tyd, wat het in COVID tyd gebeur, toe markte geval het en weer opgekom Ons gedink het alles daarmee heen. Ja, laas jaar April, toe Trump ook sy tariewe aangekondig het, en markte amper met 20% geval, nee. So daar gaan altyd geleenthede wees, en ek dink die belangrike ding om te besef, is dat 'n mens in die mark moet wees. Laas jaar April het ons baie onsekerheid gehad, markte het met 20% omtrent geval, maar hier's nou 'n grafiek van een van ons plaaslike aandeelfondse, die PSG Wealth Creator Fonds van Fonds. Nou hy het vir die 12 maande tot einde Januarie het hy 32% opbrengs gegee, nee. Jo. Ja, so dit was nou in 'n jaar wat tariewe aangekondig is, waar daar ook maar onsekerheid was, maar die sentiment het verander, veral op ons plaaslike mark. So ek dink die belangrike ding is net 'n mens moet in die mark bly. As jy 'n langtermynstrategie het, moet jy nie steur aan korttermyn geraas nie, as 'n mens dit so kan sê. En ek sê nie hier is 'n ligte ding, dis net geraas nie, maar ek dink die ding is jou fondsbestuurder sal aanpas om jou belegging te verskans teen dit nie. So ja. Watter tipe belegger sal belê in hierdie tipe creator fonds van fondsbelegging? Ja, nou so hierdie fonds van ons is 'n fonds wat altyd omtrent 100% in aandele gaan wees. So hy gaan nie met 'n klomp kontant sit of met 'n klomp staatseffekte of so sit nie. So as jy in hierdie fonds ingaan, dan weet jy is tussen 95 en 100% in aandele belê die hele tyd. En jy kry dividendopbrengs en jy kry langtermyn kapitaalgroei. So dis iemand wat waarskynlik die geld nie op die korttermyn gaan nodig hê nie. Dis meer vir 'n langtermyn belegger. Maar ek dink die belangrike ding van dit, as 'n mens nou gaan kyk oor ek dink 16 of 17 jaar wat hierdie fonds nou al aan die gang is, na koste is oor die 13% opbrengs per jaar oor 17 jaar, en dit was deur tye van die 2008-2009 finansiële krisis, dalings in 2017, 2018, COVID, al die goed nie. So om daai opbrengs oor 17 jaar te kry per jaar na kostes nie te versmaai nie. Hoe pas so 'n belegging in jou aandele wat jy in so 'n fonds belê by jou totale beleggingsportefeulje in? Waar is die plek vir hierdie wealth creator fund of funds? Ja, so ek dink dit is veral vir mense wat die geld, kom ons sê, nie binne die volgende 7 jaar waarskynlik gaan gebruik nie. Wat die geld moet lê. Die geld moet lê. Onthou, as jy geld in so 'n fonds belê, dit bly nog steeds die hele tyd beskikbaar. Dis nie asof dit vas is of daar's nie 'n termyn aangekoppel nie, maar ek wil amper sê jou strategie moet wees dat die geld daar lê, dat hy langtermyn kan groei. Dit is die plan met dit, ja. As mens kyk nou na hierdie opbrengs die laaste 12 maande, is dit volhoubaar? Die laaste 12 maande se opbrengs was uitermate goed geweest. Onthou daar het baie goed gebeur veral op ons plaaslike mark wat veral gedryf was deur goudaandele, platinum aandele, die sentiment in Suid-Afrika wat 'n bietjie gedraai het. So ek dink nie 'n mens moet na die laaste jaar se opbrengs kyk nie, want dit gaan waarskynlik nie oor die volgende 12 maande herhaal word nie. Ek dink die belangrikheid van dit is dat daar wel sulke jare is. Ek meen jy moet in die mark wees om ook daai jaar te kry waar daar baie goeie opbrengs is. Ja. En dan kyk na die langtermyn opbrengs. Kyk na die 7 jaar opbrengs. Daar sien jy 7 jaar amper 15% per jaar die laaste 7 jaar na kostes. En ek dink dit is meer, hoe langer jy die termyn vat, hoe meer dink ek vergelykbaar is of voorspelbaar raak die toekomstige opbrengste ook, ja. Hoe maklik is so 'n fonds? Dit lyk asof die ligte uitskiet vir die gemiddelde ou daar buite. Is dit toeganklik? Moet ek nou 20 miljoen rand belê in die besigheid? Is dit haas ondenkbaar? Nee, jy kan met daar's nie werklik minimums nie, so ek dink jy kan met so min soos R5000 kan jy begin belê. Is ongelukkig net vir PSG kliënte, so jy moet 'n PSG Wealth kliënt word om in die fonds te belê, maar dit is eintlik vir enige belegger toeganklik nie. Ja. Wat is die belangrikste stukkie advies wat jy vir julle kliënte gee? Ek dink op die stadium is hou by jou plan, hou by jou strategie. As jy byvoorbeeld nou nog werk en jy het 'n bydrae tot jou pensioenfonds of anniteitsfonds en hierdie goed in markte gebeur, moenie nou paniekerig raak en alles in jou pensioenfonds nou na kontant toe wil skuif of wat ook al nie. Bly by daai fondse waarin jy is. Jy is waarskynlik in 'n goeie gebalanseerde fonds, gebalanseerde mandjie binne jou pensioenfonds en bly by dit. Die fondsbestuurder gaan die werk onderliggend doen om bietjie meer na goud toe te skuif dalk of 'n bietjie meer na staatseffekte toe te skuif as hy dink dis nodig. Binne die fonds self. Binne die fonds self, maar moenie
moenie nou gaan self probeer marktydsberekening toepas om te dink jy gaan nou goed verkoop en later weer terugkoop of so iets nie. Ja, jy is nie die kenner nie. Ja. En niemand kry dit reg nie. Daar's dalk mense wat vir jou sê hulle kry dit reg. Maar ons dink ons is. Ja, nee, glad nie. Nee. Hou by jou plan, hou by jou strategie. Hierdie gaan ook weer verbygaan. Ons weet nie wanneer nie, maar dit gaan verbygaan een of ander tyd, ja. Dankie Johan. Nou voel ek al 'n bietjie meer rustiger oor dit. Baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dankie, was lekker om met te wees. Nou as jy enigstens kontak wil maak met PSG Wealth, is dit baie maklik. SMS net eenvoudig die woord groot na 45776. 45776 groot na 45776. SMS koste geld na PSG Wealth Pretoria is dan as hulle die geheel beeld sien, jy kry dan die voordeel. Geaffilieer is van die PSG van die finansiële dienste groep, 'n gelisensieerde beheer en maatskappy en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Johan, baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Is lekker om te hoor 'n mens moet net stil raak en kalm raak, dinge sal gebeur. Dankie julle. Nou ja, as ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons met Annabel Schroeder van Spier oor die kunsgebeurtenis wat hulle daai het.